Nou ja, vanmôre gesels ons met die band Vrede. Hulle is hier in die ateljee. Ons praat oor hulle liedjie Tevrede. Goeiemôre span. Goeiemôre. Goeiemôre, dankie. Lekker om julle hier te hê. Kom ons begin met Tevrede. Voor ons moet verder met julle kuier. Kom ons kry net my liedjie uit die pad. Julle gaan hom nou vir ons live perform. Yes. Maar waaroor gaan Tevrede? Tevrede is 'n liefdesliedjie. Maar dit het so 'n bietjie dieper, as ek kan sê, betekenis ook. Ek en François sit baie met sosiale media en dink, hoekom voel mens elke keer sleg nadat mens vir 3 ure na jou foon gestaar het en net Want jy het vir 3 ure daar jou foon gestaan. Ja, maar dis ook die comparisons wat in dit inkom. Soos daai ou het 'n nuwe bakkie gekry en jy dink, wat, hoekom kan ek nie ook nie? En daai girl het nou, sy lyk nou 10 keer beter of whatever die situasie is. Ek dink tevrede gaan oor liefde, maar ook oor die mense wat om jou is en hoe jy eintlik dankbaar kan wees oor die mense wat om jou is. True. Wow. Fran, is julle tevrede met waar julle is tans? Ons is verseker tevrede met waar ons is en ook die boodskap van hierdie lied is dat natuurlik is dit goed om altyd te streef vir meer en beter, maar mens moet ook op 'n punt wees waar jy aanvaar dat jy is verskriklik geseënd in alles om jou met die mense rondom jou. En daai konstante vergelyking maak dinge moeilik, maar waar ons is in ons lewens is ons verseker gelukkig. Ons streef natuurlik om nog meer shows en nog meer musiek daar buite te kry, maar ons is dankbaar. En ja, met ons werk gaan ons lekker aan, ons bly lekker. Ons mik om alles in ons lewe net meer te groei. Dit is spectacular. Daar's soveel bands wat hier voor die kamera oulik is, maar jy weet, daar's agter die skerms is daar struweling. Ja. Die twee van julle was in 'n vorige band alreeds wat ook nog steeds eintlik so 'n bietjie aan die gang is, maar julle fokus meer op vrede want julle voel, ek wil amper sê, meer vrede in vrede lyk dit vir my. Dis so lekker om te sien dat twee ouens julle bly selfs in dieselfde huis. Dat twee ouens so goed oor die weg kom en nog steeds 'n professionele gig kan doen met 'n band wat werk. Wat is die geheim? Ons weet eintlik self Ek weet nie. nie. Ek is maar nog net altyd lief vir François. Dis maar 'n brotherly ding, kan ek maar sê. Ons werk saam, ons gig saam, ons bly saam. Dit is maar net, ons beklei actually nie baie nie. Of ons skree daarom nie op mekaar. Ja, daar's 'n verskil Ja. tussen skree en beklei, né? Ja. En ten spyte van dit, ek dink seker die geheim is dat julle mekaar met baie respek hanteer. Dit so half mekaar ook die spasie gee om julle kreatiewe verskille partykeer, maar ook julle gawes uit te leef. En dis nogals lekker ook altyd om te hoor en te sien soos hoe goed mens iemand anders hanteer, want soms Fran beter lyk jy beter, soms jy beter lyk Fran beter. Ja, presies. En dit is eintlik maar waaroor dit te gaan ook. Ja. Dis altyd baie so interessant, dit voel asof julle musiek nie in 'n boksie geplaas kan word nie. Julle doen so 'n bietjie iets van alles. Is dit En mense wil sê hierdie liedjie is 'n dansliedjie, maar dis ook nie. ek verstaan, is dit doelbewus? Absoluut, dit is heeltemal doelbewus. Ons geniet verskillende genres van musiek en ons voel ons wil aanhou om dit te geniet in die vorm van onsself in verskillende maniere kan uitbeeld of ek weet nie of dit die regte woord is nie, maar ek dink uitbeeld sê dit goed genoeg. En ek dink nie ons gaan sommer 'n vaste genre kies nie. Dit is wat dit vir ons 'n lekker ervaring maak Maar dit hou en die passie lewendig. absoluut. Ons is finally op 'n punt waar ons nie net meer vir 'n burger en 'n bier speel nie, jy weet, so Ja. en ja, ek dink genregewys hierdie dag is dit reggae, volgende dag is dit rock and roll. Dit hou vir ons die spark van musiek aan die gang. Hoe vind mense die balans tussen ek moet musiek maak wat gaan verkoop, sodat ek 'n lewe kan maak en ek gaan nog steeds musiek maak en skryf en Sodat ek net vervaardig kan lewe. en wat ek oor passievol Ja. is. Hoe vind julle daai balans? Ja, daai is die moeilike vraag, want ek dink baie mense val in die gat van finansiëel sukkel ons nou. Ons kan nou nie net meer diep musiek en artsy musiek maak nie. En dan val jy in die gat waar brandewyn is nogal 'n sterk
topic wat mense like om oor te sing en braai en Hulle sing bakkies. oor die hele tyd, ja. Dit gaan seker nooit uitraak nie, maar daar's ook 'n plek vir daai musiek Ja. in ons industrie, want by 'n lekker klub, dis wat mense laat Ja, dopkoop, laat kuier, jy weet. So ek dink ons het 'n goeie plek vir ons gekerf in die industrie. Is nou 'n bietjie meer diep sal ek sê, maar ons probeer die balans hou tussen kommersiële musiek en ook net om 'n mooi boodskap altyd daar buite. En ek voel ook ons het 'n goeie balans wat ons nou handhaaf en ons het dit ook doelbewus besluit. Ons het besluit ons wil nie soos hulle nou in Engels sal sê die instant gratification Ja. route wil gaan nie. Ons wil 'n langstaande verhouding met ons luisteraars aanbou en 'n hartskonnotasie bou en dit is gewoonlik die langer roete en ek dink 'n goeie voorbeeld in die Afrikaanse bedryf is 'n band so Spoegwolf wat redelike lang tyd gevat het voordat hulle musiek wat nie Regtig vlam gevat het, ja. populêr in popklank is nie, maar wel ek sien dit altyd so as jy by 'n show is en daar's 100 mense en jy kan 10 mense se harte aanraak waar ja, iemand anders kan dalk 90 mense 'n goeie tyd en dis daai lekker gevoel en dit vibe cool. Dis nie noodwendig iets wat lanktermyn met jou gaan bly nie en eerder om daai langer periode te vat en daai 10 mense op 'n slag te bou. Dit is 'n baie brawe besluit. Ek moet vir julle sê die liedjie Tevrede is eerstens 'n baie catchy tune. Dis baie lekker. Ek dink julle is hier met 'n Spoegwolf baie approach amper nou dat jy interessant jy dit noem, 'n liedjie wat 'n anthem gaan wees, maar nog steeds 'n dieper betekenis het en baie geluk met die keuse daarvan. Julle gaan nou dit vir ons perform, nee? Ja, net so Seker. akoestiek weergawe. Lekker. Ons sien baie uit daarna. Dankie vir julle tyd en moeite. Dit is altyd lekker om saam met julle Dankie vir julle. Dankie vir julle. Ja, ons Storm en François natuurlik, die band Vrede met hulle liedjie Tevrede wat ons nou gaan hoor. Bly net daar waar jy is.